Hallo en welkom terug by ons reeks oor praktiese Christendom. En dit is vir die NG Kerk van Karasburg, Sondag 17 Maart 2024. Maar voordat ons wegval met hierdie tema van vandag, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, aan U al die lof en die eer, omdat U die almagtige God is wat in ons lewens regeer. Here, ons wil vra dat U ook nou in hierdie boodskap met ons sal praat deur U Gees, dat U vir ons leiding sal gee en help om te verstaan. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Nou ons het begin met hierdie reeks waarmee ons nou besig is en dit gaan oor praktiese Christendom waarin ons kyk na alledaagse dinge waarmee ons te doen kry. En dan kyk ons ook na wat die Bybel daaroor te sê het, sodat ons kan weet wat ons veronderstel is om te doen en hoe ons moet optree en selfs ook hoe om temptasies rondom daai goedes dalk te weerstaan. En dis reg alledaagse dinge wat ons dink ons weet om te hanteer totdat ons skielik die woord van die Here 'n bietjie nader van bestudeer. Dan kom ons partykeer agter maar ons doen dit dalk glad nie reg nie. Nou die eerste een het ons gekyk na drank, toe die tweede een het ons gekyk na misdaad en toe het ons gekyk na sosiale media en daarna na droogte. In die vyfde boodskap het ons gekyk na Hollywood en die 6de een na vuil taal. En toe het ons gekyk na medewerkers en verlede keer het ons gekyk na geld. En vandag se tema nommer 9 is dan die natuur. Nou dit is nie noodwendig 'n vraag waaraan Christene dink nie, maar prakties sê, wat maak ek as 'n Christen met die natuur? Hoe hanteer ek dit? Hoe bestuur ek dit? Hoe pas dit in by ons lewe of althans by ons geloof? Want hier waar ons leef en eintlik 'n sterk band het met boerdery, is die natuur iets wat baie naby aan meeste van ons is. Almal van ons het op die een of ander manier 'n verband met die natuur. Veral as ons dink aan hoe afhanklik die verskillende boerderye gekoppel is juis ook aan die reën en partykeer selfs ook die temperatuur, juis sodat diere gevoed kan word of sodat plante van die natuur kan groei. En dan die verlies aan spesies en die bedreigings vir biodiversiteit in die natuur vereis eintlik 'n baie dringende en heelhartige reaksie. Nie net van die mense, maar ook juis vir ons as Christene. Terwyl ons 'n verhouding met God gee juis aanleiding dat ons 'n Christelike reaksie het op hierdie dinge. Dink byvoorbeeld dat veranderinge in die landbou en die grondgebruik verander basiese patrone van menslike ervarings en hulle oorlewing. Terwyl sienings wat ons as Christene het oor verlossing vorm weer patrone van basiese Christelike ervarings van oorlewing. Tegnologie word eintlik as ware onheilspellend met en gee aan mense enorme en transformerende mag. Terwyl Christelike bekering stel weer magte in die vooruitsig wat omvergewerp en getransformeer word. Terwyl onvolhoubare ekonomie en klimaatsverandering stel hedendaagse forme van gemeenskap wat eintlik 'n gevaar verkeer ter wille van oorlewing, waar mense sukkel om 'n bestaan te maak terwyl dinge dalk rondom hulle in mekaar stort. Terwyl aan die ander kant ons Christelike gemeenskappe vorm weer binne ekonomie eintlik 'n ekonomie van genade. En ek dink dis juis dat genade 'n baie sterk band vorm tussen ons en die natuur. Maar so om dit beter te verstaan van wat ek nou alles gesê het, kom ons lees ons teksvers vir vandag. En dit is Genesis 1 vers 27 tot 31. God het die mens geskep na sy beeld, en na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is en al die bome waarin daar vrugte is, wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien. En vir al die diere van die aarde en vir al die voëls van die hemel en alles wat rondbeweeg op die aarde waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. En dit het toe so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. En dit was aand en dit was oggend, die 6de dag. Ons lees tot sover. Nou dit is so dat daar in sekere kringe die gedagte is dat Christendom en die ekologie
nie eintlik iets noodwendig met mekaar te doen het nie. Maar kyk ons na ons teksvers vandag, dan sien ons eintlik baie duidelik dat God die mens gemaak het en in hom die opdrag gegee, die bevel gegee het om oor die natuur te heers. En dit is die eerste rede hoekom ons as Christene eintlik groot behouers van die natuur moet wees, omdat ons dit namens God dan ook bestuur. En behalwe dat ons duidelik lees dat God dit as 'n opdrag aan die mense gegee het, is nog 'n rede iets wat ons vind in die woorde van Jesus in Matteus 6 en in Matteus 10. Matteus 6 vers 26 sê Jesus: Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. En dan weer Matteus 10 vers 29 wat Jesus vra, word 2 mossies nie vir 'n Asarius verkoop nie? Nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. Ons sien is baie duidelik dat God sorg vir sy skepping, vir die natuur, dat hy betrokke is daarbey. En as God dan self sorg vir 2 mossies, dan is dit mos vanselfsprekend dat ons as kinders van God ook moet omgee vir die natuur, soos wat hy dit doen. En nog 'n rede wat ons dalk nie so vir ons oog lopend is nie, is dat die natuur verkondig die glorie van God. Dawid sou ook so verwonderd oor die natuur, dat hy nogal daarop uitgebrei het in Psalm 8, wat hy sê, Here, ons Here, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. So die Here se naam word deur die natuur oor die hele aarde as magtig bewys. Soos byvoorbeeld ook in Psalm 19 vers 2, wat sê die hemelruim verkondig die eer van God. So 'n bevestiging met ander woorde van dit wat hy juis bedoel het in Psalm 8. In vers 4 van Psalm 8 gaan hy selfs nog verder. Wanneer ek na die hemelruim kyk, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? En dan weer die bevestiging van dit wat ons in Genesis gelees het vanaf vers 7. U laat hom, dus nou die mens, heers oor die werk van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Dawid het God se heerlikheid deur sy skepping gesien. Moet ons nie juist dan aanhou om die lig van God te laat skyn deur die aarde wat hy gemaak het nie. As ons die natuur laat agtergaan en verniel, dan spreek dit mos nie meer van God se glorie nie. Deur om te sien aan die natuur, laat ons die natuur toe om aan te hou om God se heerlikheid te vertoon. As nog 'n rede behoort dit vir ons as Christene nie as 'n verrassing te kom dat ons eintlik geroep is om ander mense te dien nie. Maar hoe strek dit uit dan tot die bewaring van die natuur? Deur die natuur te bewaar, help ons ander wat op baie maniere lief is vir die natuur en selfs ook afhanklik is van die natuur. Help ons hulle om voort te kan gaan met die natuurgeoriënteerde stokperdjies, soos byvoorbeeld stap, voelkyk ensovoorts. En ons help mense om hulle werk te laat werk vir beide nasionale en plaaslike parke en woude. Deur om te sien aan die natuur op ons plase, help ons die generasies wat na ons kom, om dit ook op die beste manier moontlik te kan ervaar en voort te sit. Dink byvoorbeeld aan iemand wat nie omsien aan die natuur op sy plaas nie, en dit dan so oorbewei, dat dit vir die volgende 50 na 100 jaar nooit genoeg veiding vir die diere gaan hê nie. En hierdie klink dalk vir party mense na amptelike regeringswette of logika, maar dit is 'n beginsel wat vir ons as Christene eintlik baie sterk uit die Bybel uitkom, soos wat ons gesien het. Gaan lees ons Levitikus en Numeri oor die voorskrifte wat God aan die volk Israel gegee het oor hoe om te leef in die natuur, dan sien ons baie duidelik dat om na die natuur om te sien 'n baie belangrike beginsel was wat God ingewerk het in hulle wette en hulle deurgegee het. Om lande nie oor te bewei nie en 'n roteringsstelsel te hê so hulle stukke grond kan rus ensovoorts. En deur dit te doen, help ons ander om ook die natuur van God te geniet. So dit is baie duidelik dat ons as Christene met ander woorde 'n verantwoordelikheid het teenoor die natuur. Maar voordat ons dan die praktiese sy daarvan kyk, wil ek net gou 'n paar waarhede vasmaak oor ons verhouding wat daar is tussen God, mens en natuur. Want daar is mense wat dit verkeerd verstaan en ons wil net eers duidelik maak wat die Bybel daaroor te sê het. In die eerste plek is dat God het alles geskep. Hy is die skepper van alles hier op die aarde, van die hele heelal.
Elke ster, elke planeet, elke black hole, alles wat daar is, het hy geskape. Dit is dan ook om hierdie rede dat alles op hierdie aarde, soos wat die Bybel sê, juis aan God behoort. Elke dier, elke plant, elke klip, elke stukkie grond, alles behoort aan God. En as die eienaar van alles op hierdie aarde, het God die mens aangestel om bestuurders van alles op die aarde te wees. En as bestuurders van sy natuur, gaan ons ook eendag voor God verantwoording moet doen vir hoe ons dit bestuur het. En as ons gaan kyk na sekere dele van die aarde wat net so verwoes of besoedel is, dan gaan ons dalk party van ons met groot skaamte voor die Here moet gaan staan. God kan ook deur die natuur geopenbaar word. Daar is sekere aspekte van die natuur se orde, se wysheid en liefde wat vir ons openbaar dat God bestaan. So byvoorbeeld praat die wetenskap baie keer ook van the science of fine tuning. Dat alles in die skepping so presies is, sodat lewe kan bestaan, dat dit nie anders te kan as om te wys na 'n skepper wat die argitek van alles is nie. Of kyk maar net byvoorbeeld hoe sekere dinge geskep is, juis om saam te werk en te funksioneer op so 'n manier, dat dit jou in verwondering laat. Maar die natuur openbaar nie altyd en oral vir God nie. Die probleem is, dat nadat God die mens as bestuurders aangestel het oor sy skepping, die natuur, het die mens gesondig. En deel van die gevolge van hierdie sonde is dat daar ook op die aarde en daarom die natuur 'n vloek is. Met die gevolg dat ons dinge in die natuur vind wat nie vir God openbaar nie. Dink byvoorbeeld aan die huidige groot droogte waarmee ons sit. Dink aan aardbewings wat plaasvind, aan dood, aan siektes, slegte dinge wat selfs ook in die natuur plaasvind, soos tsunamies, vulkaanuitbarstings, tornado's wat goeders verwoes ensovoorts. En daarom ook nie alles wat ons van God weet, kan noodwendig in die natuur gevind word nie. Jy kan nie vir God in volle vind in die natuur nie, al wil party mense soos die triagers so glo. So byvoorbeeld is God ook die God van die oes, maar dit is nie al wie God is nie. Dink byvoorbeeld aan al die name van God wat ons in die Bybel vind. Elkeen verwys na 'n sekere funksie van God. Maar elkeen van daai name is ook nie eers die volheid van wie God is nie, selfs al sit ons hulle alles bymekaar. Want God is die skepper, maar tog is hy meer as net die skepper. God is ons verlosser, en tog is hy meer as net ons verlosser, ensovoorts. Net so kan die natuur ook nie die volheid van God openbaar nie. Die Bybel maak dit vir ons baie duidelik, dat ons dit net kan vind in Christus in wie God in volle beliggaam is. En dan ook die versorging van die fisiese natuur is vir God net so belangrik soos die geestelike werk wat ons doen. Die Bybel sê byvoorbeeld vir ons dat die natuur ook die versigtiging het na die verlossing van die Here, en dat die Here eendag nie net 'n nuwe hemel gaan maak nie, maar ook 'n nuwe aarde. Jesus se tweede koms is nie net vir die mens nie, maar dis vir die natuur ook. En omdat die natuur ook die vloek van die sonde dra en eintlik sug daaronder. Die Bybel maak in elk geval geen onderskeid tussen gewone werk en geestelike werk nie. Vir God is albei dieselfde en ons moet dit ook besef. Met ander woorde, om in die veld daar buite te werk is ook om geestelik te werk. Ons omgang met die alledaagse werk en ons omgang met die natuur is ook geestelik en dis net so belangrik. So, hoe leef ons as Christene met ander woorde prakties met die natuur? Soos ek nou net gesê het, ons moet besef dat ons verhouding met die natuur is iets geestelik en baie belangrik vir God. En as ons sê dis geestelik, dan bedoel ek nie natuurgeeste oproep en sulke dinge wat deel is van die bose se domein nie, maar om ons verhouding met die natuur as 'n geestelike pad saam met God te sien. En as ons iets hiervan in Jesus se reaksie wanneer hy saam met sy disippels in die boot is op die see van Galilea in Markus 4, sien ons iets daarvan. Nou Jesus is besig om te slaap en daar is 'n storm besig om te woed op die see. En dan maak hulle hom wakker en vra of hy dan nie omgee dat hulle vergaan nie. En dan lees ons dat Jesus opstaan en met die wind en die see praat en sê, wees stil, bedaar. Waarna die storm dan bedaar. Maar die feit dat Jesus praat met die natuur en nie net sommer sy hand waai om dit stil te maak nie,
is soort van amper 'n uitbeelding van 'n soort van persoonlike verhouding met die natuur. Natuurlik is daar baie maniere om dan die natuur om te sien. Herwinning, om nie te mors nie, om nie oor te bewei nie, al sulke dinge, wat redelik goed bekend is aan ons. So vir my is daar 3 verskillende vlakke waarop ons 'n verskil kan maak wat die natuur betref. Praktiese dinge wat ons as Christene kan uitleef. Die eerste een het te doen met ons verhouding met God. Deur die natuur om te sien, kan ons God verheerlik omdat ons doen wat hy van ons vra, maar ons kan ook daardeur ervaar hoe die natuur God verheerlik in die goeie wat ons daar dan gaan insien. Volg God se raad oor hoe jy jou grond moet bestuur. En maak seker jy doen moeite om die natuur te bewaar. Dit kan ook goed wees om so 'n bietjie te gaan kyk na wat sê God oor die natuur en boerdery in die Bybel. Dit is 'n baie interessante stukkie werk om deur te gaan. Maar die tweede vlak het te doen met jou en jou mense naaste aan jou. Mense rondom jou. Deur om te sien aan die natuur kan jy jou kinders leer om dit reg te doen. Tot voordeel van jou en jou gesin en selfs die geslagte wat na jou kom. Is ek 'n goeie voorbeeld aan hulle wanneer dit kom by die weggooi van gemors? Sien hulle hoe ek die natuur bestuur volgens God se beginsels? En dan die derde vlak is is natuurlik die res van die wêreld. Nou, want deur te help om dan die natuur om te sien en reg te bestuur, help ons ook die res van die wêreld om die natuur te kan geniet en God daarin te kan ontdek. So is ek ook 'n voorbeeld vir ander daarin. Of bly ek maar eerder stil as ons mense verkeerd sien optree, juis teenoor die natuur. God se opdrag aan ons as mens is eintlik baie duidelik. En dit kan baie beteken vir ons verhouding met die Here. Soveel so, dat toe hy die mens geskaap het, was dit die opdrag. Nie ander opdragte nie, dit was die opdrag. Ons moet opstaan vir die natuur. Ons moet daarna omsien en ons moet dit reg bestuur. En ja, dit sluit ook ons boerdery in. Maar dit is ook soveel meer as net dit. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Vader. Here dat ons hierdie ongelooflike, fantastiese natuur kan geniet wat U vir ons ook gegee het. En Here, ons verstaan ook vanuit die Bybel dat U ons aangestel het om juis ook oor die natuur te heers en dit namens U dan ook te bestuur. En Here, ons moet dalk bely dat ons dit nie altyd in U wysheid doen nie. Dat ons dit nie altyd reg noodwendig doen nie. En daarom vra ons Here dat vir U wysheid, ook deur U woord, Here wat al vir eeue bestaan, nog voor die wetenskap selfs van die goeders kon ontdek, het U dit al gesê. Want U weet die beste. Help ons daarmee in Jesus naam. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Mag die God van alle genade julle herstel, julle bemagtig, julle versterk en stewig vestig, ook daar waar jy is, sodat jy ook die natuur kan bestuur na God se wil. Amen.